Sfeer X word by punt A op 'n horisontale oppervlak geplaas. X dra 'n lading van positief 3 maal 10 tot die mag minus 7 coulomb. Punt P is R meter links van punt A. Nou, omdat sfeer X 'n positiewe lading dra, sal enige positiewe toetslading by punt P 'n afstotende krag ervaar. Die elektriese veldrigting by P is dus na links, weg van A af. Die grootte van die elektriese veld by punt P is 1,08 maal 10 tot die mag 6 Newton per coulomb. En hierdie bevestig net wat ons voorheen gesê het, die rigting van hierdie elektriese veld sal na links wees, weg van A af. 2 punte. Beskryf 'n elektriese veld. 'n Elektriese veld is 'n gebied of 'n ruimte waarin 'n elektriese lading 'n krag ondervind. Hierdie definisie is voorheen gevra in 2020 en 2023, maar wees versigtig. Daar's 2 definisies wat baie dieselfde klink, maar is 2 aparte definisies. Daar is ook elektriese veld by 'n punt. So jy moet duidelik onderskeid tref tussen die beskrywing van 'n elektriese veld en die beskrywing van 'n elektriese veld by 'n punt, want dit is 2 aparte definisies. Teken die elektriese veldpatroon as gevolg van die lading op sfeer X. Nou, sfeer X is positief gelaai, so die elektriese veldlyne sal weg van die sfeer af wees. Hierdie is maklike punte in die eindeksamen. Toon deur middel van 'n berekening dat R gelyk is aan 0,05 meter. Nou, watter inligting het ons? Ons het die lading op X, so ons het Q, ons het die elektriese veldsterkte E en ons soek R. So E, Q en R op jou formuleblad gebruik ons hierdie formule. Ons het die elektriese veldsterkte, ons het die lading op X en ons kan K kry op ons formuleblad. Ons herskryf daardie vergelyking sodat ons R die onderwerp maak en dan gaan ons bloot dit in vervang. K is 9 maal 10 tot die mag 9, dis op die formuleblad. Die lading van X is 3 maal 10 tot die mag minus 7 coulomb en dan ons elektriese veldsterkte is 1,08 maal 10 tot die mag 6. En dit gaan vir jou die vierkantswortel van 0,0025 gee en dit is 0,05 meter en jy weet jy het reg gewerk want jy moes dit bewys het. Sfeer Y wat 'n lading van minus 5 maal 10 tot die mag minus 7 coulomb dra, is nou vas by punt P, so punt P was voorheen daar, nou is dit sfeer Y, en ons weet daardie afstand is 0,05 meter, en dan is daar sfeer Z, wat 'n lading van minus 4 maal 10 tot die mag minus 7 coulomb dra, en dit is vas 0,04 meter regs van sfeer X. Die netto krag wat op sfeer X inwerk is 0,0427 Newton by punt A. Nou, dink gou mooi, die middelste sfeer is positief. Wat gaan Y doen met X? Y gaan X na links toe aantrek. Z is negatief, X is positief. Wat gaan Z met X doen? Z gaan X na regs aantrek. Met ander woorde, daar's trekkragte as dit ware in beide rigtings. En die netto krag is 0,0427 Newton. Is die oppervlak wrywingloos? Kies uit ja of nee. Verduidelik die antwoord deur middel van 'n berekening. Nou hierdie vraag is baie beslis anders as ander jare en dit kon dalk sommige kinders laat twyfel het, want hoekom werk ons nou met wrywingloos?
ons het die netto krag, ons het 3 sfere, ons kan gaan uitwerk wat is die elektrostatiese krag in hierdie geval. So kom ons doen daardie som en kom ons kyk waar kom ons uit. Kom ons bereken eerstens die elektrostatiese krag tussen Y en X. Y is negatief, X is positief. Wat gaan Y met X doen? Y gaan vir X na links aantrek. So kom ons bereken die grootte. K is 9 maal 10 tot die mag 9. Q van Y is 5 maal 10 tot die mag minus 7. Onthou, ek weet dis negatief, maar ek gebruik hom positief, want ek het reeds interpreteer wat die rigting gaan wees. Dit gaan wees van X na Y toe, dit gaan wees na links, maar ons gebruik nie ons tekens in hierdie berekening nie. Ons maal dit dan met 3 maal 10 tot die mag minus 7, die lading op X, en dan deel ons dit deur daardie afstand. En dit is 0,05 en dit is gekwadreer. En dan kry ons 'n waarde van 0,54 Newton en dit gaan wees na links. Nou skuif die fokus na Z en X. Teenoorgestelde ladings trek mekaar aan, so Z gaan vir X aantrek, hierdie krag gaan wees na regs. So K is 9 maal 10 tot die mag 9. Die lading op Z, hy is negatief, maar onthou ek gebruik die absolute waarde, 4 maal 10 tot die mag minus 7, en dit vermenigvuldig ek met die lading op X, 3 maal 10 tot die mag minus 7, en dit deel ek deur 0,04 meter, wat ek kwadreer, en dan kry ons 0,675 Newton. Met ander woorde, daar is 'n groter elektrostatiese krag na regs as wat daar is na links. So kom ons gaan werk nou die netto krag uit wat op sfeer X inwerk. Die krag van Z op X, wat ons weet groter is 0,675 Newton, en die elektrostatiese krag tussen Y en X is 0,54. En dit gee vir ons 0,135 Newton, en dit gaan wees na regs, want regs is groter. Maar, wat is daar vir ons aan die begin gesê? Daar is vir ons gesê, die netto krag wat op sfeer X inwerk, is 0,0427. En as jy hierdie waarde vergelyk met daardie waarde, dan sien jy, die netto krag is laer as die een wat ons uitgewerk het. En wat beteken dit? Dit beteken, daar is nog 'n horisontale krag teenwoordig in hierdie stelsel wat die resultant verminder, en die waarskynlikste kandidaat is wrywingskrag. En as ons daardie twee waardes van mekaar aftrek, dan kry ons dat die wrywingskrag in hierdie geval is 0,0923 Newton, wat bloot die verskil is tussen 0,135 en 0,0427. So is die oppervlak wrywingloos? Die korrekte antwoord is nee. Sfeer Y word met sfeer X in kontak gebring en word dan in sy oorspronklike posisie teruggeplaas. Hoe sal die grootte van die krag wat sfeer X nou op sfeer Y uitoefen beïnvloed word? Kies uit toeneem, afneem of bly dieselfde. Nou hierdie vraag tel net 2 punte, so ons gaan nie noodwendig 'n lang berekening hoef te doen nie, maar wat jy in ag moet neem, is dat die elektrostatiese krag tussen X en Y is direk eweredig aan die produk van die lading op X en die lading van Y. So daardie twee moet met mekaar vermenigvuldig word. En aanvanklik is dit 5 en 3. Onthou die tekens weer eens maak nie saak nie. So dit gaan wees 5 en 3. So ons kan met 'n relatiewe getal van 15 begin. Wat gebeur nou? -5 plus 3 raak aan mekaar. Ek
tel dit bymekaar. -5 plus 3 gee vir jou -2. En daai -2, as die twee sfere geskei word, verdeel gelyk op. So -2 gedeel deur 2 is -1. So beide het nou 'n lading van 1 en die produk van 1 en 1 is 1. Met ander woorde, daar is 'n drastiese afname in die grootte van die krag wat sfeer Y en X op mekaar uitoefen as die twee sfere aan mekaar raak en weer van mekaar geskei word. Maar ek het ook die berekening gedoen om dit vir jou te bewys. Hierdie berekening is nie van jou verwag nie. Vir 2 punte het jy nie tyd om hierdie in die eindeksamen te doen nie, maar as jy regtig sou wou, kon jy bereken het dat die elektrostatiese krag tussen Y en X is voor die tyd 0,54 Newton en na kontak en skeiding verlaag dit neem af wat die antwoord is en dit word dan 0,036 Newton. So dit is 'n drastiese afname in die elektrostatiese krag.